Die Here het reeds vir Adam en Eva werk gegee voor die sondeval. So werk is eintlik 'n goeie ding, maar weens die sondeval het dit sleg geword, maar ook is die rus ingestel. Goeiedag aan al ons kykers. Ons gaan vandag 'n tema bespreek. Die tema is uitbranding. En saam met my hier het ek vir Skalk en Teens en Alistair, ek sê vir die manne baie dankie dat hulle hier is om bietjie saam te gesels hieroor. Nou dis 'n redelike relevante tema aan ons moderne tyd. Want in my ervaring is dat baie mense uitbrand. En ek het persoonlike ervaring daarmee, nie ek self nie, maar in my familie en so voort. En dit kan nogal swaar wees. Nou die vraag is, hoe moet ons as gelowiges dink oor hierdie ding? Hoe moet ons as gelowiges dink aan werk in sy geheel? Nou om net 'n wegspringpunt te kry, gaan ek net vir ons 'n paar enkele verse lees. Uit 2 psalms uit 2 bedevaartsliedere uit. Want dit is nogal interessant dat met die bedevaartsliedere het die volk op 'n pelgrimstog gegaan na Jerusalem toe, en van die bedevaartsliedere handel oor die pelgrimstog self, maar ander van hulle handel oor verskeie ander onderwerpe. En dat die Jode wat dan so getrek het na Jerusalem toe om daar fees te gaan vier op die pelgrimstog, geleentheid gehad het om oor sekere dinge na te dink. So en werk is een van daai dinge. So dit kom na vore. Ek gaan net van 'n paar enkele vers leer. Eers in Psalm 127. Nou wat ook baie interessant is in hierdie Psalm is dat dis van Salomo, en hy staan bekend vir sy wysheidsliteratuur. So ons kan hierso Bybelse wysheid kry oor werk in 'n sin. So ek gaan dit net vir ons lees, Psalm 127, 'n bedevaartlied van Salomo. As die Here nie huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Nou as jy hierdie vers 2 lees, vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, dan kan jy 'n bietjie dink aan uitbranding aangaande jou werk. Dis interessant dat die volgende Psalm, Psalm 128, ook ietsie daarvan sê. Ek gaan net vir ons vers 1 en 2 daarvan lees, 'n bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy seker eet. Gelukkig is jy en dit gaan met jou goed. Die opbrengs van jou hande. Dis tog hoekom meeste mense werk. As jy daarna kyk uit 'n sekulêre oogpunt uit, dis net om ietsie vir jou hande ietsie te kry daaruit, geld te maak, die opbrengs van die hande. Nou, hierdie is nie enigstens 'n diep eksegetiese verduideliking van hierdie 2 psalms nie. Daar's baie meer tot hierdie 2 psalms as wat ons nou oor gaan gesels. Maar ek dink net om uitbranding te definieer, dis wanneer jy so hard gewerk het dat jy nie meer wil werk nie. En dit kan met 'n gelowige gebeur. Maar tog word ons as gelowiges opgeroep daartoe. In Genesis reeds, dit is nou in die volksmond staan dit bekend as om te bewoon, te bewerk en te bewaar. En in 'n sin is dit waaroor Psalm 127 gaan. Die huis wat gebou word, gaan die bewoon. Die stad wat bewaar word, gaan die bewaar. En jy moet eers iets bewerk as jy dit kan bewaar. Nou, die gelowige kan probeer op sy eie bewoon, probeer op sy eie bewerk, probeer op sy eie bewaar, en vroeg opstaan en laat opbly en brood van smarte eet, en ergens uitbrand. Dis tog ook 'n herinnering aan ons sondige, aan 'n gevolg van die sonde van die vlees, nê? Dat die vlees word moeg. Die vlees kan dit nie meer nie. Maar as ons dan nou dink aan 'n benadering daartoe met al hierdie dinge gesê,
hoe moet 'n gelowige dink oor sy werk en hoe moet 'n gelowige dink oor die moontlikhede van uitbranding? So ek gaan julle net 'n bietjie 'n spesifieke vraag vra. Hoe moet 'n gelowige dink aan werk? Waarom werk die gelowige? Wat is die doel van werk? Al ons kyk na hierdie psalms ook. Nee, so is interessant. Arbeid was ingestel voor die val van die sonneval, voor Adam en Eva val het en so sien ons is 'n goeie ding. Arbeid is daar om die Here te eer, is daar om die goeie te bewerk. Dis nie 'n vloek nie, maar dis wat die mense sonde val, word die arbeid van ons hande verdraai na iets wat 'n vloek word, iets wat ons moeg maak, iets wat ons in 'n sin hinder, iets wat in 'n sin moeite vereis, verskillik tot 'n moeite vereis, soveel so dat die uiteinde van te veel moeite en te veel werk is uitbrand. Dat jy jou liggaam hou nie meer by nie. Selfs jou gedagtes met sommige mense hou nie meer by nie. En so sien ons die sondevloek daarin. Maar dan sien ons met die gelowige se houding wat hy nou teenoor sy werk hier op aarde moet hê. Is ook die houding wat hy in sy werk wat hy gaan doen in die ewigheid, daar waar in die hemel gaan wees, daar waar op 'n nuwe aarde gaan werk, is dat hy doen dit tot eer van die Here, tot eer van sy Vader. Want sy Vader is tog die een wat aan hom die werk verskaf, wat hom daardie verantwoordelikheid gee, en daarom daardie verantwoordelikheid wat ontvang word, moet tot God se eer gerig word. God gee jou verantwoordelikheid, die daarom doen jy dit, gehoorsaamheid, die daardeur eer jy die Here. En so moet die gelowige aangaande hulle uitsig op werk en arbeid, moet dit wees tot eer van die Here. Nie te sê dat jy nie moeg gaan raak nie, nie te sê dat jy moontlik wel kan uitbrand. Maar jou uitsig op werk moet wees, ek doen dit tot die eer van die Here. En so ook moet mense dan later, en ek spring wel net 'n bietjie voor, moet ons ook rus tot eer van die Here op die dag vir die Here ons keer as rus. Maar ek gee dan oor aan Alice. Nee, dit is so, ek dink Skok het al baie mooi goed gesê. Ek dink ook onlosmaaklik gebind aan die hele vraag van uitbranding is die vraag oor rus en hoe 'n mens dink oor rus, dat die Here met arbeid voor die sondeval, het hy ook voor die sondeval saam met die mooi arbeid vir ons rus gegee. Die beginsel van rus en arbeid, maar ek dink wat nou nogal bykom met die uitbranding is baie keer kom ons sê nee 'n eie afhanklikheid, dat jy dink dat jy alles moet dra, jy alles moet doen en daar's 'n oorwerk, daar's 'n ooreis, daar's 'n te veel van alles, nee, en om nie die Here sodanig te vertrou nie, nee, en dit kan verskillende goed wees wat ek dink 'n rol speel in 'n mens se uitbranding. Dit is dink ek nogal 'n ding, nee, mens moet nogal veel vra, brand jy uit as gevolg van jou vrees vir mense, brand jy uit as gevolg van 'n tipe perfeksionisme, brand jy uit as gevolg van die feit dat jy eintlik dalk ons het in Afrikaans die woord procrastinate gebruik vir roldistansieer, omdat jy nie jou rus goed benut nie en ook nie rus wanneer jy behoort nie en dan wanneer jy behoort te werk dan eerder rus, nee. Is uitbranding 'n onvermoë met iets wat jy opgeneem het wanneer jy nou wanneer jy besig is met iets, of is uitbranding wanneer jy van sukses 'n afgod gemaak het, nee, 'n gejaag na 'n suksesvolle of 'n voorspoedige of 'n ryk of 'n geldelike lewe. En daarmee praat mense nie sleg teen harde werk nie. En goeie harde arbeid en om te versorg en om te voorsien nie, glad nie. Maar nee, dat 'n mens nog gevra, brand jy uit, nee, omdat jy 4 uur opstaan, 11 uur gaan slaap en dit 7 dae week, want jy jaag 'n bepaalde sukses of 'n bepaalde hoeveelheid geld na. Dit is nog hulle, ja, so ek sou daaroor iets sê. Julle sê baie goed teens, wil jy iets byvoeg of is jy van nou reg? Ja, ek dink ek kan ook net by sê nee, een van die dinge wat
wel, ek kan ons sê waardeur die Here kragtens hoe ons gemaak is vir ons wys hoe beperk ons is die feit dat ons nodig het om te slaap. Nee. Ja. As jy nie slaap nie, gaan jy soos in dood. Ons is regtig gemaak op so 'n manier eintlik dis vir ons 'n teregwysing. Nee. Jy kan nie jy kan nie sonder ophou werk nie. Jy is nie gemaak om dit te doen nie. Jy is gemaak om eintlik vanuit jou rus te werk. Dan as 'n mens nou die skrif mooi gaan kyk hoe die Here die orde instel. Ja, ek dink die groot ding wat Alistair ook al gesê het is as jy van werk probeer iets maak wat dit nie is nie, vanweë watter rede ook al, nê. En as jy aan werk 'n bepaalde prominensie toeken wat dit nie behoort te hê nie. Of aan jouself meer dink as wat jy behoort, dan is uitbranding baie keer om die draai. Ek dink net iets op wat Alistair gesê het oor roldistansiëre. Ons kommunikasie media en sosiale media deesdae is regtig amper sê geskryf om ons te help met roldistansiëring, nê, om te sit en goeters kyk of terwyl jy jou werk moet doen. En wanneer die werk gedoen moet word, dan is jy onder geweldig stres, nê. So op daai manier is verslawing ook 'n wesenlike gevaar vir uitbranding en kan dit baie maklik jou in 'n plek sit waar jy uitbrand vanweë jou werk. Julle het Ja. almal baie wonderlike goed gesê. Ek dink ek wil daarbey aansluit deur net weer bietjie te praat oor die twee teksgedeeltes. So dit is deurlopend by almal genoem dat jy moet werk in afhanklikheid van die Here vir die Here. Dit plaas jou werk in die regte konteks. So te vergeefs werk jy as jy sonder die Here werk. Dit is half 'n kernboodskap van Psalm 127. En dan ook wat Skalk gesê het heel aan die begin, ek dink dis 'n baie goeie inleiding Skalk is, die Here het reeds vir Adam en Eva werk gegee voor die sondeval. Sy werk is eintlik 'n goeie ding, maar weens die sondeval het dit sleg geword, maar ook is die rus ingestel. So rus is 'n goeie ding. Ek dink dit is altyd interessant die 10 gebooie staan daar dat 6 dae moet jy arbei en alles doen wat jy moet en die 7de dag moet jy rus. So dit kom daarby in met daai roldistansiëring waarvan ons gepraat het. Jy moet daai 6 dae op so 'n manier werk sodat jy daai 7de dag kan rus. As jy moet werk op die rusdag, dan jy nie reg gewerk die ander klompie dae. En ek dink dit plaas die manier hoe ons as gelowiges in die moderne lewe moet werk in 'n sekere prentjie. Ek dink dit gaan bietjie prakties raak, né? Wanneer jy dink aan jou werk, dan dink jy as jy 'n pa is wat moet sorg vir jou gesin, ek moet sorg, ek moet die opbrengs van my hande met vreugde geniet, né? Dis 'n roeping. Maar tog moet jy dink ek werk nie in die eerste plek vir die geld nie, ek werk vir die Here, maar dit beteken ook ek moet myself so instel dat ek vir 'n lang tyd sal kan werk. Ek dink baie ietsie wat ek hierby kan insit is aan die aftree ouderdom, né, die geforseerde aftree ouderdom. Wat in baie gevalle plaasvind. Baie mense werk sodat hulle kan aftree, sodat hulle uiteindelik eendag 'n bietjie kan rus. Maar jy moet eintlik die werk doen wat jy kan doen totdat jy nie dit meer kan doen nie. Want jy werk nie om af te tree nie, jy werk nie om eendag niks te doen nie. Jy werk om vir die Here te werk, nê? So al is jy 75 en jy kan op 'n manier nog vir die Here werk, moet jy vir die Here werk. En ek dink ook jy moet jouself so inrig en jou gesondheid so oppas dat jy so lank as wat die Here jou wil gebruik, dat hy jou kan gebruik. Ek dink dis nogal 'n ding wanneer ons almal is nog jonk hierso. Ons dink ons lywe gaan vir altyd so hard kan werk soos wat ons nou kan werk, maar as jy nie jou lyf oppas om te kan so lank as moontlik werk nie, dan sny jy jare van jou bediening af, effektief. Dit is effektief wat jy doen. So en om uit te brand is eintlik deels
'n baie slegte ding wat met jou kan gebeur. Dit beteken jy het nou vir 'n jaar of wat ook al verskriklik hard gewerk, maar dan as jy uitbrand, dan kan jy vir die volgende res van jou lewe dalk afhanklik van hoe erg die neeweffekte is, nie meer so effektief werk nie. So wanneer jy 'n doelwit is om jouself op te pas sodat jy so lank as moontlik, so goed as moontlik vir die Here kan werk, dan dink ek is jou gesindheid op 'n goeie plek. Ek het ook gedink aan hoekom voel dit asof ons in ons moderne tyd meer geneig is om uit te brand. Teens dit klaar aan begin raak met die verslawing aan sosiale media. Ons spandeer soveel ure op ons fone dat wanneer ons moet werk is ons so gestres dat alles is net gedruk en gespanne die hele tyd. Ek dink ook aan die wysheid van Salomo wanneer hy sê daar's geen einde aan die skryf van baie boeke nie. As jou doelwit is om te sê nou maar byvoorbeeld te boer tot eer van die Here, ergens gaan die son onder, jy weet, ergens moet jy rus. Ergens is dit nie meer plantseisoen of saai-seisoen nie. Ergens word jy geforseer om te rus. Maar daar is geen einde aan die skryf van baie boeke nie, veral as jy die lig kan aanhou tot na 12 die aand. En die rekenaar kan aanhou tot na 12 die aand. So jy moet regtig 6 dae met jy arbei, 7 dag met jy rus, jou afhanklikheid van die Here besef en gaan slaap. Jy weet, selfs die frisste, sterkste, gevaarlikste man in die wêreld is vir ten minste 8 ure, 7 ure, 6 ure van die dag heeltemal weerbaar, nee? So dit is ook iets om aan te dink. So ja, ek weet nie, ek dink of jy 'n goeie gesprek gehad, Alistair, jy kan iets bysê gerus. Ja. Ja nee, ek dink 'n mens kry nogal die geval wat ook nogal 'n bydrae lewer is dat jy jouself oral so dun smeer dat jy ook nie eintlik regtig effektief is in arbeid nie. Dit is ja, ek dink dat mense ywer is dit moeilik om nee te sê. Veral as jy opwindend en ywer is nee sê regtig moeilik. En ek kan nou self getuig, ek sou vir nee, net soos 3 jaar terug, tog selfs 'n jaar terug, vir baie meer ja gesê as wat ek nou doen. En dit is vir my baie sleg om nee te moet sê, maar mense moet. So jou arbeid moet ook in so 'n mate effektief wees dat jy ook net niks vir niemand beteken nie. En dat in dit waarvoor jy wel ja gesê het en die arbeid wat jy wel moet jy dan ook doen nee tot soos jy gesê het, tot die eer en heerlikheid van die Here en die gawes wat hy vir jou gegee het. Mens moet dit goed en effektief doen. Ja, ek dink 'n mooi beeld wat ek al gehoor het om aan te sluit by Alistair is 'n soldaat het net 2 hande. Hy kan of 'n boogskutter wees of hy kan 'n spil op 'n spies optel, maar hy kan nie albei op dieselfde tyd. Om so opleidings eintlik kan verantwoordelik wees met die ja wat jy gee en die nee wat jy gee. En dit albei verantwoordelik kan gebeur. Jy nie ja sê vir alles of nee sê vir alles. Albei in oormaat is verkeerd. Mens moet jou bepaal by dinge wat moontlik is, maar nie bo jou mate ja sê nie. Bo jou mate nee sê. Ja, ek skies teens, ek gaan nou kans gee as iets wat by sê, ek moet kortliks iets by sê, so, die wêreld vandag het hierdie verskriklike slagspreuk van, jy kan enigiets doen en bereik, en afhanklik van hoe jy dit verstaan of sien, is dit nie noodwendig verkeerd nie, maar jy moet daarmee saam sê, jy kan enigiets doen, maar jy kan nie alles doen nie. Jy moet kies wat jy doen. So jy moet dit wat jy doen, jy moet goeie goed kies om te doen, en jy moet dit doen. So jy kan enigiets doen, maar jy kan nie alles doen nie. Ietsie soos dit. Ja, teens wil jy iets nog byvoeg? Ek dink dalk het 'n laaste gedagte om terug te kom by Psalm 127 en Psalm 128. Die gedagte van sonder die Here werk of sonder die Here die stad oppas, nee. Dis laat op bly, vroeg opstaan, brood van smart eet, word baie donker vir ons geteken. Psalm 128 se beruimde weergawe sê wie deur Gods vrees bewoe. Wie deur Gods vrees bewoe werk, nee. As die vrees vir die Here en die gerigtheid op die Here en die gemeenskap met die Here, as jy daaruit aangedryf word,
Dan is die werk van jou hande. Dan kan dit eers vir jou tot vreugde wees. Tot ware werklike diep vreugde wees. As die godgerigtheid en die rus in die Here, as dit jou aandryf, dan het jy vreugde in jou. Psalm 128 gaan eintlik verder as jou werk, nee, vreugde in jou huis, vreugde in jou kinders, vreugde in die nageslag. So dis jou wegspringplek, nee. As 'n mens sonder die Here probeer werk, dan gaan jy op die een of ander vlak, nee, 'n smartvolle werkslewe hê. So mens behoort nie, dink ek, iets so te anker. Ja. Nee, baie dankie. Ja, ek dink dit was 'n sinvolle gesprek. Ek dink die teorie is goed, die uitdaging is die praktyk. Maar broers, susters wat hierdie kyk, julle moet julle self oppas dat julle tot eer van die Here kan werk daar waarheen hy jou stuur, waar hy jou roep. Dankie. Ek waardeer hierdie gesprek en ek hoop julle het 'n lekker dag. Dankie. Totsiens. Dankie, totsiens.